Welkom terug by die groot ontbyt. Wat 'n heerlike vrolike Vrydag. Dis lekker. En ons gesels vandag nou jy's nogal met lekker mense ook. Die hele môre en hier is Frank Opperman en Wilhelm van der Walt in die ateljee. Lekkerder mense kry jy skaars. Goeiemôre. Goeiemôre, goeiemôre. Frank, ek gaan nou by jou Wilhelm, sorry, net vir so rukkie. Frank, ek moet nou eers by jou begin. Daar's so iemand wat jy nogal ken in die wêreld wat vandag verjaar. Ja man, ek wil net vir my ma Henriette Opperman net sê, happy birthday, sy's 89. Wow. En sy bly hier by Huispiek, hier in Pretoria. How's dit? Huispiek en almal daar. Wees asseblief nice met my ma, sy's op die eerste vloer. Tannie Henriette, baie geluk vir jou verjaarsdag. Maskas, jy het 'n lekker enings, Dankie dat ek dit kon inkry. Jo, hoorie maar span, julle is hier vanmôre om te praat oor toneel, né? Julle was nou by die KAK&K op die planke gewees met Stinkhout. Wilhelm, net so vinnige run-through van wat gebeur het by die KAK&K, hoe is dit ontvang, hoe Stinkhout ontvang na? Baie goed, ja, dit is lekker om vir Frank saam met jou in 'n show te hê. Die stuk is voor die fees al begin uitverkoop. So dit is altyd lekker geweest, maar ja, so die show het goed gegaan. Dit is altyd net lekker om in elke fees, by elke fees op te tree en die verskillende, jy weet, mense wat in elke dorp bly na die saal toe te lok en die show te experience. Dit is 'n ongelooflike mooi stuk en baie mense kan net relate daarmee maar dit het baie goed gegaan by die KAK&K, ja. Ek dink ook jy is redelik nederig, want as mens gaan kyk na die kommentaar op die plasings op sosiale media, het baie mense gesê dit is werklik een van die beste stukke wat hulle nog gesien het. En dit is regtig 'n pleintjie. Regtig 'n pleintjie vir julle twee en ek dink baie mense wag al so lank vir hierdie kombinasie vir julle twee om saam te werk. Dis die eerste keer wat julle saamwerk ook. Frank, hoe is dit om saam met hulle te werk? Laat ek net sê hoe dit gebeur het. Ja. Ons het 'n TV-reeks saam gedoen. Ek is so ou in 'n rolstoel. Hy wat so besig om dood te gaan, hy stoot my so in die rolstoel. Dis so of straat. Maar jy lyk net soos ek. Ons kan pa en seun speel. Kom ons doen 'n pa en seun play. Wop wop wop. Kry die regte mense om mee saam te werk, dan kan dinge gebeur. Vertel 'n bietjie wie het geskryf? So toe nader ons het gepraat oor wie moet ons nader en toe dink ons maar net ons albei is mal oor Philip Rademeier se werk, een van die beste dramaturge in die land en toe nader ons hom en toe hy van die idee en toe het hy vir Aardklop genader en toe het Aardklop aan boord gespring en die stuk toe gekom. Skielik is hy my oupa en hy's my klein boetie en ek is sy pa en ons speel die hele familie. Ons speel die hele familie. So dis nogal ja. En natuurlik pa en seun. En regisseur, wie kry mense so op Swing 3? Philip Rademeier. Ook geregisseer gedoen. Ek het ook tevore met hom al gewerk. En ek het ook al tevore met hom. Mens vertrou Philip vir dit. Jy is deel van hom. Hy is deel van jou. Jy het mekaar al uitgefigure. So uit 'n rolstoel uit en ons lyk na mekaar. Kom ons doen 'n play. Ons moet iets doen. Kan 'n mens goeders laat gebeur. Hierdie man kon goed organise en danksy Philip kon ons 'n play aan mekaar sit. Nou kyk, julle gaan nou weer eersdaags op die planke wees. Kyk, hier hou nie op nie. Ja, ons is hier so besig by die Atterbury Theater, net so 2 blokke op van hier af. Beopen ons Sondag en ons daar Sondag tot Donderdag. Ja. Atterbury Fair Theater of die Atterbury Fair. Ja. Hoe wat jy nog kan weer kan. Jy moet maar vir die mense wat die geld gee, moet jy maar sê. Maar sorry, dis nou hierdie Sondag. Ons begin hierdie Sondag ons Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag. Sondagmiddag 4:00 is die opening en dan Maandag aand tot Donderdag aand, ja. Lekker. Maar lekker tyd vir teater ook. Ons sê gereed mense moet teater toe gaan. So as jy in Pretoria is, Johannesburg is, Nelspruit ry deur. Pa seun storie. So kry daai ou luigat van die bank af en vat hom teater toe. Dis iets waarna ou luigat na kan gaan kyk. Hoekom wys jy na my as jy dit sê? Nee man, jy ken my beter as meeste mense, so ek is weer sensitief. Jy was ook al my seun gewees. Ja, jy 'n verlore seun meeste van die tyd. Maar jy het so vinnig genoem jy speel 'n paar verskillende karakters, net een karakter nie. Hoe benader mens dit om seker te maak jy doen regtig reg aan elke liewe karakter wat jy speel? Ja, dis moeilik. Ja, ek vra my altyd hulp om in te kom want jy weet Philip is soos ek gesê het 'n baie goeie dramaturg, maar hy maak dit uitdagend soos wat dit moet wees. So hy het besluit ons speel die hele familie van die pa en seun tot die oupa en sy seun en dan die 2 boeties wat ook 'n rol speel in die gesin. So dit's moeilik. Jy weet as jy 'n 87-jarige moet speel dan is dit 'n groot
fisikaliteit wat moet verander en dan weer 'n 7-jarige. En 'n 7-jarige is ook mooi. Jy weet, so speel 2 7-jariges ook, jy weet, so dit is 'n groot spektrum van fisikaliteit wat jy moet ondergaan, jy weet, so dis moeilik, maar dis as jy hulp inkry met mense wat kundig is op hulle veld dan help dit baie. Hy's 'n hardwerkende akteur hierdie. Hierdie ou werk baie hard. Wel, dis Die titel. Ja. Stinkhout. Kyk, dis nie 'n wit stinkhout nie, dis 'n Keltiese Afrikaner. Die stinkhout is 'n Ocotea ballata as ek dit nie mis nie. Swart ons het 'n slim man hier vanmôre. Kundige. Ja, dis 'n ander stinkhout. Ken boom goed. Nou, vertel ons 'n bietjie die titel, Stinkhout. Waar? Ja, wat lekker is van Philip Rademeier in sy tekste, dis baie dramaties en diep, maar hy kan magiese realisme in 'n stuk inbring wat dit bietjie meer ontvankliker ook vir die gehoor maak. So hy het 'n boom in die stuk gesit wat nou al vir dekades op hierdie erf is van hierdie familie en wat natuurlik al waargeneem het en hy gebruik die device as die ma wat oorlede is wat in die boom ingaan en na almal kyk in die gesin en die gehoor kan maar besluit of dit waar is of nie, maar die wit stinkhout hou oogie oor almal daarso in die op die erf, op die plot, jy weet. Wow. Ja. Na Atterbury is daar 'n plan om dit verder te vat vir die res van die jaar? Ja, ons doen Suidoosterfees. Suidoosterfees is dan einde April begin Mei dan En dan sit ons wag ou nou maar daar's ander plekke ook, maar ons mag nog nie ja, maar vir nou Suidoosterfees wat die wonderlike kunstefees in Kaapstad is dan speel ons 2 en 3 Mei, ja, in die Aardskep Theater. Dit is amazing om 'n stuk te hê wat die feeste toer. En dit is amper wil mense sê die manier wat 'n klein groepie kunstenaars dit nog reg kry om aan die lewe te bly met teater. Maar ek wil nie doemprofeet wees nie, maar dit is so lekker om dit te kan doen. Maar 'n mens moet tussenin ook 'n bietjie oorleef. Ja. Willem, waarmee is jy nog besig? Dit is waar. Ja, nee, as jy vryskut kunstenaar is, dan probeer jy maar alles doen wat jy kan. Ek my groot liefde is maar teater, so ek is konstant aan die proses. Hy het 'n wonderlike ander toneelstuk wat hy by KAK gedoen het. Kuns. Ja. So, Dit was 'n wonderlike produksie waaraan hy deel was. dit sal ook daar. hopelik So dan dit was kan baie toe die res van die nice. jaar, maar ek is ook by Skemergrond. Jy kyk net in Key Telenovelle wat dan daar is waar ek weer probleme veroorsaak in die dorpie daar so ja. Ja, dis snaaks as mense sal mense 'n villain speel, nie. As jy iemand speel wat ouens eintlik van moet hou nie. Presies. Dit is Ja. baie interessant. Dis net weird as jy heeltyd sulke rolle moet speel en hoekom mense jou vra om dit te doen. Het tannies jou al geslaan in die publiek? Daar was al 'n paar handsakke oor die kop, jy weet, en ja, so nee, maar dis altyd lekker om so 'n rol te speel en om die sielkunde van so 'n karakter te verken, jy weet. So dis baie lekker. Frank, het tannies jou al geslaan in die publiek? Nee, al wat gebeur het, my lewe was toe dis weer, hey, waar is jou rooi sweetpak? Nou na nêrens Noord-Kaap is dit, hey, waar is jou kierie? So there's still much the same. Not much has changed. Ek toer ook maar rond met die eenman vertoning reunie, Ja. so ene wat ek was maar die hele tyd op die En jy's nog besig hierdie jaar met hom? Ja. Mense hou mos die hele tyd reunie. Dis die waarheid. Ja. As die hele tyd 'n reunie aan die gang so dis maar wat ek doen. Ek dink dit is ongelooflik dat julle altyd so hardwerkend is en nie net substandaard werk lewer nie, maar regtig uit julle pad uit gaan om seker te maak die kwaliteit is ook daar. Dit gaan nie net oor kwantiteit nie, maar kwaliteit. En dit is iets waarna ons so opkyk. Ons is baie opgewonde oor 'n Stinkhout ook. Dit is wonderlik om te weet dit is hier in Pretoria ook. En ek dink enigiemand wat teater skep en maak ons ook altyd opgewonde om te weet jy help om die teater te help aanhou leef. Ja, dis regtig 'n ongelooflike mooi teks en mooi storie en die mense sal nie spyt wees nie en bring net definitief 'n hele paar sneeustukkies saam. Dit is Ja, en Dis nie 'n kry komedie nie, vir dis nie 'n pappa van hy TV-bank af. Kom pappa. Dis vir ons. Die play is vir pappa. Dit is mos nou al van die mense om se begin af waar ons vir mekaar stories vertel by die vuur, onder die boom. Stories vertel. Kom ons gaan onder die stinkhoutboom. Onder die stinkhoutboom. Dankie julle dat julle draai kom maak het vanmôre. Alle sterkte en mense dis benydenswaardig die energie en die passie wat julle het. Julle steek ons almal aan. Yes. Baie dankie. Weer en lekker om julle te sien. Ag. Nog steeds. En hy kan praat, nee, hy het nie glad 'n bek aan hom. Nee, ek is so impressed.
Elke keer wat ek weer peer, hy het altyd iets om te sê. Frank is al wat ek Love you lot. Al wat ek het, lief vir jou. Maar ja, daar's Willem van der Walt en Frank Opperman. Kyk gerus asseblief op die teater as jy in Pretoria is. Dit Stinkhout is by die Atterbury Fairtree Theater en dit gaan nou later nog 'n stukkie toer by die feeste ook. So wees geduldig, moenie mekaar plat trap nie. Daar's altyd 'n kansie, maar wees daar. Dis dan hulle nuwe stuk Stinkhout wat nou so mooi gedoen het by die KAK&K.